Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede word aan julle geskenk van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, deur die Heilige Gees. Ons skriflesing, broer en suster, is weer uit die Evangelie van Johannes, hoofstuk 1 tot 13, soos ons verlede week ook dit voorgehou het. Ek gaan weer lees uit die ou vertaling, maar ek kan dit volg op die nuwe vertaling, dit is baie naby aan mekaar. Kom ons buig die hoofd in gebed. Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dankie dat ons die wonderlike voorreg het om binne die verbond gebore te mag wees, om in Christelike omgewing, die Christelike kerk opgevoed te word, om gehelp te word om ons Here Jesus te leer ken as verlosser en zaligmaker. Dat hy het genade vir ons die wedergeboorte geskenk het,
en dat dit so 'n verskil in ons eie lewens gemaak het. En dat as die vreugde smaak van 'n intieme verhouding met ons Here Jesus, aan wie se koms ons weer terugdink wanneer Kersfees nader kom. Maar dankie dat u self ook hier by ons is, soos u beloof het, en ons eer u daarvoor. Maar ons wil vra, Here, u ken elke hart. U ken elke behoefte van elke hart. En u weet waar daar nog iets gedoen moet word om ons geestelik te laat groei, of ons om in staat te stel om die oorwinningslewe te kan behaal, en staande te bly teen al die aanslag van die bose. Ons bede is dat u nou vir ons sal aanraak en aanspreek deur uw woord. Maar ons weet, Here, hierdie woord het geen waarde as dit nie gedra word deur die Heilige Gees wat u vir ons gegee het nie. Daarom vertrou ons u om dan in die krag van u Gees die woord te bring en die prediker net 'n kanaal te maak deur wie u spreek. Neem volle beheer van dit wat ons met mekaar gaan deel in hierdie oggend. In die naam van Jesus, ons Heer en Verlosser. Amen. Johannes 1 vanaf vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Nou wil ek net dadelik weer sê, die woord is net 'n ander woord vir Jesus. Want hy word genoem die woord van God. Vers 2, hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat aan sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Tot sover. Ons wil graag weer oor die laaste 2 verse met u gesels, broer en suster. En net weer ter inleiding sê dat hierdie Johannes 1, wat ons nou vir u gelees het, word genoem van tot vers 18, 'n tragiese lofsang. Soort van 'n gedig. Dit is wel interessant as mense dit mooi ondersoek, dan is dit 'n pragtige gedig, wat die geskryf het met so 'n paar tussenwerpsels tussenin, of tussenvoegsels. Maar die gedig gaan, die tema is dit, die verlosser van die wêreld was aankom, laat ons juig. Maar niemand wou hom hê nie. Laat ons treur. Maar tog, die wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. En hulle wat as hy noem glo. Maar dan baie duidelik, wat nie deur die wil van 'n man of deur die wil van die vlees gebore is nie, maar uit God gebore is. En daarom wil ons graag met nog 'n aspek van hierdie teks met u vanmôre bespreek. Ons het verlede keer oor wedergeboorte gesels. Maar ek wil hierdie woordjie mag, net daai woordjie, wil ek vir u probeer verduidelik. En ek wil begin met die vraag, u luister ook seker so nou en dan na hierdie radioprogram, Ken Yourself, of wie is jy? En ek glo dat
ons ook baie keer met probleme te doen kry. Dit kan gebeur dat dinge soms net als gelyktydig verkeerd loop. Ek weet nie of julle al so iets ervaar het nie. Ek glo nie daar is iemand wat kan sê dat nog nooit gebeur nie. Dan is daar 'n wanverhouding met iemand, daar skade wat aan jou kar gedoen is, of finansiële verlies, of werkverlies, of noem maar op. En konflik wat daar miskien mag wees tussen jou en iemand anders. En dit lyk of alles gelyktydig gebeur. En as jy jouself as Christen geken het, en geweet het, wat jy alles ontvang deur wedergeboorte, sou jy dalk geweet het hoe om hierdie probleme te hanteer, en dit te bowe te kom. Nou, wie is jy as Christen? As jy Jesus met jou hele hart aangeneem het, en hom verwelkom het in jou lewe, as jou verlosser en jou saligmaker, en jou bekeer het van jou sondige lewe, het 'n klomp dinge met jou gebeur. Die eerste wat ons verlede week oor gesels het, jy is weergebore. Die vorige keer het ons genoem dat God se saad, sy sperm, dit word in 1 Johannes 3 vers 9 genoem, het in jou ingekom. Ek kan maar sê, dis net 'n ander woord vir die Heilige Gees, wat jou weer hernu het, weer gebore laat word het, sodat jy God se DNS in jou het, jy sy natuur in jou, soveel sodat jy nie kan sondig nie. En as jy sondig, het jy berou. En dis wat die verskil maak tussen 'n wedergeborene en 'n onwedergeborene. Onwedergeborene se gewete pla hom nie juis nie. Maar 'n wedergeborene se gewete sal hom altyd pla, want hy kan nie sondig nie, en as hy sondig, as hy dadelik spyt en hy gaan maak reg en hy vra vergifnis. En dank die Here, die woord sê vir ons dat die bloed van Jesus reinig van alle sonde. En as ons dit bely, dan sal God ons vergewe. Maar meer daarmee saam, Jesus in jou. Want die skrif sê vir ons dat hy in ons kom woon. Dat hy saam met ons maaltyd hou, dat hy ons vriend is. Dis die eerste ding, maar die tweede ding wat ons graag met u wil deel uit hierdie gedeelte. Jy het een met hom geword. En Romeine 6 sê vir ons dat daardie eenheid wat jy beleef, word deur God so beskou dat jy saam met Jesus gesterf het aan die kruis. Jy het saam met hom begrawe. Jy het saam met hom opgestaan. En jy sit saam met hom in die hemel. Jy het saam met hom opgevaar na die hemel. En jy sit saam met hom aan die regterhand van God. Het jy dit geweet? Maar dis as God dit sien, en dis die status wat jy as kind van God het. En daarom wil ek gesels oor die autoriteit wat jy as kind van God het. Ek lees uit Efesiërs 2 vanaf vers 4, luister na hierdie woorde. Hy sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus. Nou, broer en suster, hy het vir jou 'n posisie gegee aan die regterhand van God saam met Jesus, sodat jy kan heers oor die bose en sy magte. En daarom dat Jesus sê in Lukas 10 vers 18 tot 19, sy vir sy disippels, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Nou hoe dit gebeur? Jesus wat hom verslaan het, deur nooit toe te gee aan 'n versoeking nie. En daardeur het hy Satan oorwin. Selfs toe Satan hom vermoor, het hy nie 'n enkele keer toegegee aan Satan se versoekinge nie. En daardeur het hy Satan se mag gebreek en heers hy. En nou heers ons saam met hom, want hy het dit namens ons gedoen. Dan vervolg Jesus, kyk, ek gee aan julle die mag, of ek het aan julle die mag gegee, om op slange en skorpioene te trap,
en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle leed aandoen. Wat sê Jesus hier? Letterlik sê hy, ek gee julle autoriteit oor die mag van Satan. Nou die mag van Satan, of die geweld soos die nuwe vertaling dit stel, in die Grieks is dunamis. Nou jy weet, dunamis, dynamiet, word daarvan afgelei, of dynamies. So Satan se mag word met dynamiet vergelyk, en jy sê, wat kan ontplof? Dis geweldig sterk. Maar sê Jesus, julle het autoriteit oor daardie mag. Die grootste, die Griekse woord vir hierdie mag is exousia. Dis nie die krag nie, dis autoriteit. Met ander woorde, jy het nie self die krag om Satan te oorwin nie, maar jy doen dit in Jesus se krag, deur die autoriteit wat hy vir jou gegee het. Die Bybel waarsku ons gereeld op talle plekke teen die liste van die Satan. Moenie dink, al sou jy nie in hom glo nie, dat hy jou gaan los nie. Hy val almal aan, Christene in die besonder. Daarom dat Jesus ons leer bid in die Onse Vader, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dis 'n feit. Ons moet daarmee rekening hou, maar Jesus het hom oorwin en in sy krag staan ons hom te. Nou Petrus sê ook in 1 Petrus 5 vers 8 en 9, wees nugter, wees waaksaam, want die duiwel, julle teenstander, loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Hom moet julle teëstaan. Standvastig in die geloof. Moenie hom net ignoreer nie. Staan hom te. Met ander woorde, as ons hom teëstaan, doen ons dit nie in ons eie krag nie, maar in die krag van Jesus. Want ons heers saam met hom. Nou die beste beeld vir autoriteit is miskien die van 'n verkeerskonstabel. Miskien het jy dit al gehoor. Die verkeer hy staan miskien by 'n vierrigting stop en reël die verkeer. En as hy sy hand oplig om 'n aankomende vragmotor te laat stilhou, dan gebruik hy sy autoriteit. Hy spring nie self voor die vragmotor en keer hom met sy eie krag nie. Hy gebruik sy autoriteit. Agter hom staan die regering en die hele polisie mag. Sodat as hierdie ou in die vragmotor besluit, hy wil nie hierdie verkeerskonstabel gehoorsaam nie, gaan hy te doen kry met die hele polisie mag en die regering wat daardie verkeerskonstabel aangestel het. Dieselfde met ons. Jesus staan agter ons. Hy is in ons. Hy het Satan oorwin. En ons vertrou hom om ons in staat te stel met die autoriteit wat hy ons gegee het om die bose te oorwin wanneer hy ooit sy strikke vir ons stel en ons ook aanval, want dit gebeur ook baie. Jesus gebruik hierdie woord exousia, autoriteit of mag, wanneer hy sê in Matteus 28 vers 18, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. Gaan dan nie en maak disippels van alle nasies. Hoe doen jy dit? In sy autoriteit. Hy gee jou daardie autoriteit en gee jou die mag oor Satan, maar dat jy dan ook dit kan gebruik in sy diens, tot sy eer en verheerliking. Maar nou, hier kom die lekker een. Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die exousia gegee, om kinders van God te wees. Hy het autoriteit. So dis meer as net die reg. Jy het 'n ander status. Jy het nou Jesus se autoriteit. Jy's 'n koningskind. Ek het verlede week ook die beeld gebruik van die fliek wat julle al gesien het van Ben-Hur, waar die Romeinse offisier Ben-Hur die Jood as seun aangeneem het. En van daai oomblik af, hy was toe nog 'n slaaf, maar van daai oomblik af
het hy die status van sy nuwe pa. En hulle het almal daarvoor gerespekteer. Jy ook, die oomblik as jy Jesus aangeneem, jy is kind van God, dan het jy die status van jou hemelse Vader. Van Jesus. Jy het sy autoriteit. So Jesus wat in my woon, het vir my autoriteit gegee wat ek kan gebruik om die bose te weerstaan waar dit ook al mag gebeur. Maar hoe het Jesus dit self gedoen? Hoe het hy sy autoriteit gebruik? Oral in die Bybel, waar hy met die bose gekonfronteer geraak het hy net gebid en gevra dat die Here hom moet help nie. Hy het opgestaan en gesê, gaan uit! En hulle moes gehoorsaam. Selfs in Matteus 8 lees ons hoe dat hy koors bestraf het. Dit is die skoonmoeder van Petrus gewees. Dat hy die koors bestraf dat die vrou verlaat. En ons lees ook hoe dat Paulus dit self beleef het in Handelinge 16 vers 18. Jy sal onthou dat waarsêersvrou agter hom aangeloop het en aangehou skree het, hierdie manne verkondig die woord en so was, maar sy het dit gedoen om hulle te irriteer en die aandag weg te trek van hulle af en so voort. En Paulus het omgedraai en hierdie gees bestraf en beveel om te wyk. En dit het gebeur, want hy het die autoriteit gebruik wat Jesus vir hom gegee het. Maar wat ons elkeen het, ons het die mag, die autoriteit, wat die status het as koningskinders, om die bose te kan weerstaan. Iemand vertel my nou die dag, van 'n vrou, wat hierdie autoriteit leer verstaan het. Nou interessant, haar man, het baie keer, hierdie hamertjie wat jy gebruik om so met 'n plat kant, waarmee jy die vleis sag te slaan, ek dink julle ken dit, dat hy baie keer daai hamer vat en haar daarmee slaan. En toe hy eendag hier inkom aggressief en hy gryp daardie hamertjie. Toe sê hierdie vrou, in die naam, saggies, nie dat hy dit hoor nie, maar saggies, in die naam van Jesus Christus, verbreek ek die mag van aggressie in hierdie man. En sy het sy naam genoem. En hy staan, sy sê, wat wil ek nou met hierdie ding gemaak het? En hy sê hom neer. Sy het die autoriteit verstaan, wat sy as kind van God het. Die status wat sy as kind van God het. Nou wat is die kwalifikasies vir 'n Christen om hierdie autoriteit te kan gebruik? Die eerste is kennis. Kennis van jou posisie in Christus, mits jy natuurlik Jesus aangeneem het. Broer en suster, ek het baie mense teëgekom, mooi mense, kerkmense, wat nog nooit so ver gekom het om Jesus aan te neem nie. En dit kan dalk 'n gemis wees. Dan moet mens daarvan seker maak. Ek is tot jou beskikking. Ek bly in Heidelberg, ek gaan nie weg nie. Dus jy wil kom kuier, dat ons daaroor saam bid met die grootste liefde. Maar die kennis van jou posisie in Christus en die feit dat Jesus die Satan oorwin het en ek saam met Jesus deel in daardie oorwinning. Ek heers saam met hom oor die bose en al sy magte. Dis die eerste een, die kennis. Tweede is geloof. Terwyl ek weet wat my posisie in Christus is, kan ek standpunt inneem. En in die geloof dat ek die autoriteit het, die bose bestraf. Maar waar ek sy werke teekom en waar ek veral sy aanvalle teekom, in die naam van Jesus Christus natuurlik. Die derde is nederigheid. Behalwe vir kennis, geloof, nederigheid. Jakobus 4 vers 6 en 7 sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Vergewe my, daar is ook die gevaar van geestelike hoogmoed. Dat jy meen, ek het gearriveer as Christen. So iets spesiaals in my. Boeta, jy is 'n skyf vir die Satan, laat ek vir jou sê. Hy het ook geval weens hoogmoed. Satan self het geval weens hoogmoed. En dan, as jy hoogmoedig is jy 'n maklike prooi
van Satan, om jou ergens beet te kry, en jou erg te benadeel, ook in jou Christelike lewe. Maar nou sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Nou hierdie nederigheid beteken juis dat jy jou nie in jouself vertrou nie, maar jou afhanklikheid van God besef, dit erken en bely, en so in die geloof afhanklik bly en staat maak op hom, nie op jou eie insig en eie krag nie. En daarom 'n nederige mens sal baie tyd bestee aan gebed, omdat hy sy diep afhanklikheid van God begryp en besef. Die vierde is vrymoedigheid. Ware vrymoedigheid is geloof in aksie. Ek vrees nie die bose nie, want ek weet, my Jesus, wat hier in my woon, het Satan oorwin. En in sy krag staan ek hom teë. Hy kan jou niks maak, wanneer jy in die naam van Jesus hom teëstaan en hom weerstaan, soos die skrif ons sê nie, vir ons sê nie. En die vyfde is waaksaamheid. Jy moet bewus wees daarvan, dat, soos Petrus sê, wees nugter, wees waaksaam. Want die duiwel, julle teestander, loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Wie soek hy? Nie soseer die ongelowiges nie, hulle behoort klaar aan hom. Hy worry nie oor hulle nie. Of jou wat 'n kind van God is. Hy sal op jou fokus, veral wanneer jy as kind van God weet dat jy aan die regterhand van, saam met Jesus aan die regterhand van die Vader is, en saam met hom heers. Moenie dink hy gaan jou los nie. Maar dank die Here, jy staan in die oorwinning. En daarom kan jy hom teëstaan. Hy sal met leuns kom, maar dit is al manier waarop die Satan iets bereik. Is om met leuns mense te voed en te laat verstaan of te laat glo dat hy in beheer is, terwyl hy nie is nie. Maar omdat ek het glo, laat ek hom toe. En kry dan ook die reg om my aan te val en my te benadeel. Daarom kan jy met vrymoedigheid sê, in die naam van Jesus Christus die Here, en in die krag van sy bloed beveel ek jou, verlaat my, gaan weg van my. En waar jy dit ook sien, waar hy opereer, dat jy dit ook kan doen in die naam van Jesus Christus. Dus, ek besef dat ek niks is nie, dat ek geen krag het van my eie nie, geen mag van my eie nie, ek het net autoriteit. En hoe meer ek besef, hoe groot die krag van Jesus is, lees maar weer Johannes 1. Alles het deur hom ontstaan. Met ander woorde, hy het selfs ook Satan geskep, voordat hy tot 'n val gekom het. Alles het deur hom, die almagtige Here, woon in my. Wat 'n wonderlike wete. Maar nou moet ons onthou, ons is geroep om te stry, weerstaan. En as jy ook na Efesiërs 6 vers 10 kyk, hoe dat ons gedurig in 'n stryd is teen die bose geeste in die lug. Hulle bly, kan ek sê, op aanval. En daarom is dit so nodig dat ons moet verstaan, ons het 'n mag waarteen ons stry vanuit die oorwinning. Want Jesus is ons oorwinnaar. Maar ons moet stry. Ons moet teestand bied. En in afhanklikheid van God, hom vra soos hy ons leer bid. Lei ons teen versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En daar kan ons dan ook altyd ons vertrou in hom stel om ons te beskerm teen alle moontlike aanvalle van Satan. Moet ook nie moed opgee nie, want geloof volhard in gebed. En die Here sê vir ons in Lukas 18, met die gelykenis van die weduwee en die regter, dat jy nie moet moed opgee nie. As jy bid vir 'n saak waar jy weet die bose is besig om iemand te benadeel, hou aan bid. Moenie opgee nie. Hou aan vashou aan die Here. Maar ook waar jy die kans kry om hierdie magte te beveel om te wyk in die naam van Jesus Christus, doen dit met die autoriteit wat jy as kind van God het. Maak net seker dat Jesus al die eer kry daarvoor.
en in jou getuienis of in jou gebede, dat hy die ene is, wat die mag van die bose verbreek het. Jy onthou seker, jy het seker al gelees van Dave Wilkerson, wat in die middel van die vorige eeu deur die organisasie Teen Challenge onder dwelmverslaafdes en bende groepe gewerk het in die groot stede in Amerika. Maar interessant dat hy ook selfs meisies gestuur het om straatwerk te gaan doen. En daar's van hulle wat tussen daai boewe in beweeg het. En by geleentheid het ons verneem dat een van daai boewe met 'n mes in sy hand omhoog op een van die dames afgestorm het. En sy het kalm gebly. En sy in die naam van Jesus Christus stop. Toe verstyf sy arm. Hy kon hom nie afbring nie. Wonderlik. Ek lees van 'n prediker in Amerika, wat eintlik na Suid-Amerika toe gegaan het, oor 'n Paasnaweek waar hy 'n Campus Crusade konferensie gaan hou het met studente en skooliere. En daar was omtrent 50.000 wat dit bygewoon het. Maar die bywoning was so goed dat die nagklubs leeggeloop het. En een van die nagklub eienaars wou toe nou probeer om hierdie konferensies op te breek. Nou vertel hierdie prediker dat hy toe daar met 'n opgewarmde Dodge Dart motorkar langs die vergaderplek stilgehou en weggetrek met 'n geskreeu van bande en die engine wat so raas en natuurlik die uitlaatpyp wat ook verskriklik raas. En het afgery tot onder 'n weer draai gegooi weer teruggekom. En van die studente het hom agterna gekyk. En toe hy dit die tweede keer doen, toe staan van hulle op om te kyk wat aangaan. En toe besef hierdie prediker, hierdie ou is 'n trawant van Satan, wat poog om hierdie werk te benadeel. En hulle het in die deur gaan staan, gebed gedoen, sover ek weet, hierdie gees bestraf, hierdie gees van weerstand teen die evangelie, in die naam van Jesus Christus. En toe die ou weer daai kar ref, toe ontplof sy agterkant. En hierdie mense nog help om die kar weg te stoot van die pad af. Maar terwyl hulle besig was om dit te doen, kon hulle die evangelie aan hom verkondig. Broer en suster, hierdie autoriteit is tot ons beskikking. Ons weet dit nie altyd nie. Ek self het dit ook maar eers op 'n interessante manier ontdek in my jonger dae. Miskien daarmee afsluit. Toe ek 'n nabespreek was, het van my lidmate vir my laat weet, kom help asseblief, wie is 'n ou wat hulp nodig het. En toe ek die ou gaan ontmoet, toe sit 'n alkoholus wat in Messina deur 'n predikant daar gehelp is. Hy het vir hom blyplek gegee ensovoorts, en om een of ander rede het hy toe weggeloop met sy tas en alles, maar op pad alles verkoop om drank te koop. En toe hy by Naboomspruit aankom, het hy niks meer oorgehad nie, net die klere aan sy lyf en 'n halwe bottel drank in 'n papiersak, bruin papiersak. Ek het probeer, ek het hom te daar na ons kerksaal toe geneem, vir hom 'n fles warm swart koffie gebring, om te kyk of ek 'n bietjie nugter kan kry. Maar toe probeer ek die evangelie aan hom verkondig, vertel wat Jesus vir hom gedoen het, hoe dat Jesus hom wil red en vrymaak. Maar hy loop draaie. Bel die dominee, sê hy. Nou, dis nie die dominee in Messina. Hy weet ek is nie so 'n slegte ou nie. Maar hy wil toe ek moet vir hom 'n treinkaartjie koop dat ek kan teruggaan Messina toe. Nou elke keer as ek hom wil nooi om deur Jesus aan te neem, sê hy, maar bel eers die dominee. Jy weet mos ek sal nie wegloop nie. Ek was nou moedeloos. Toe sê ek, maar kom ons bid nou eers saam, voordat ek dan die dominee sal bel. En ek het gekniel, maar magteloos, oor hierdie man se weerstand teen die evangelie. En toe soebat ek die Here om sy siel te red. Hy hoor dit. Maar spontaan, dit was van die Heilige Gees. Ek het vir daai oomblik nog nooit daaraan gedink nie, nog nooit gedoen tot op daai stadium nie.
bestraf ek toe die drankduiwel in hierdie man, in die naam van Jesus Christus. En daar bars hy in trane uit. En sonder 'n woord stap hy met die bottel uit en gooi dit weg, dat hy daar in die sagte grond neerplof. En hy kom terug. En hy snikkend sit hy daar langs my. En ek sê, wil jy nie nou maar die Here Jesus aanneem nie? Hy sê, ek het klaar. Hy sê, ek het vir 20 jaar nog nooit 'n bottel weggegooi nie. Ek het dit nou vir die eerste keer in my lewe gedoen. Ek het gehoor hy het nie gebreek nie, maar ek sal hom nie gaan optel nie. Dus ek gaan breek hom. Sonder woord staan hy op en hy gaan breek daai bottel. Paar uur later, ons het toe die dominee gebel en van 'n treinkaartjie gekry. Wys hy my sy hande. Sê, kyk hier dominee. Tot nou toe het ek nog nie enige ervaring van onttrekking nie, maar in die verlede, as ek teen die tyd nie meer gedrink het nie, het ek 'n beverasie gehad dat ek nie meer beheer daaroor kon uitoefen nie. 2 dae later bel hy uit Messina uit, om te sê hy is nog heeltyd vry. Wat 'n wonderlike verlosser aanbid ons. Wat 'n wonderlike gawe wat hy ons gegee. Die autoriteit as kinders van God. Weet dit, beoefen dit in die geloof met vrymoedigheid, maar bly waaksaam teen die bose en sy magte en bring hierdie wonderlike boodskap aan die wêreld wat dit nodig het. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat Jesus gekom het om die werke van die duiwel te verbreek. En ons dankie dat ons deel daarin kan hê. En ons kan verbly in die wonderlike verlosser. Wanneer ons weer aan sy geboorte dink, en die feit dat hy as 'n gewone mens hier op aarde gefunksioneer het, en al ons skuld vir ons gedra het aan die kruis, dan dank ons U, dat ons as wedergebore kinders van God, ons kan verbly in hierdie wete. Maar gee ons genade dan ook, Here, om ware ambassadeurs te mag wees, vir U saak en vir U koninkryk. Sodat waar U ons ook wil gebruik, U ons met die krag van die Gees kan gebruik, om U koninkryk uit te brei, en veral ook die koninkryk van die bose terug te dryf, die duisternis. Dankie vir die lig wat gekom het, wat nie oorweldig kan word nie, maar ons bid dat ons deel van daardie lig mag uitmaak, en so ook U naam verheerlik en verkondig. Ons dankie dat ons hierdie gemeente aan U kan opdra, die besoekers wat hier is vandag, ons eer U daarvoor dat hulle ook hier kon wees saam met ons, en ons saam verlustig in die groot dinge wat die Here vir ons doen. Maar ons bede is, Here, dat U sal voortgaan om hierdie gemeente op te bou, te gee dat hier waarlik lewe sal wees in die ware sin van die woord. Gee wysheid aan die kerkraad en die leraar, om ook in die krag van die Gees en die autoriteit wat hulle as kinders van God het, hierdie gemeente op te bou tot eer van U lieflike naam. En Here, wil U ook gee dat hierdie Kerstyd, waarin daar soveel negatiewe dinge ook gebeur, wat die bose juis poog om mense ongelukkig te maak, te benadeel op een of ander wyse, in plaas daarvan dat hulle verbly in die wonderlike verlosser aan wie se geboorte hulle dink. Want ons bid dat U in hierdie tyd, hierdie Kerstyd sal gee, dat die evangelie met groot vrug en groot krag verkondig mag word. Maar dat elkeen van ons ook sal volhard daarin om Jesus se naam groot te maak en te verheerlik. Ons vra, Here, dat U vir al ons jeug, ons jong mense, ons kinders genadig sal wees. Dat hulle wat gedurig blootgestel word aan soveel negatiewe invloede, dat hulle ook waarlik weer die evangelie mag ken, verstaan en hulle eie maak. Gee vir ons as ouers en grootouers genade, om ook 'n rol te mag speel in die geestelike opbou en paraat maak van ons kinders en jong mense. Dat hulle waarlik geestelik weerbaar mag wees in hierdie wêreld waarin ons lewe. Baie dankie dat ons dit alles kan bid in die lieflike naam van Jesus ons Here. Ons vra ook, Here, dat U ons aan ons land sal dink, met sy talle probleme, veral ook in die regering. Here, ons besef dat
Dit is maar omdat baie van hierdie mense nog nie vir Jesus ken nie. Daarom kan hulle nie anders nie as om korrup te wees of haatdraand te wees. En verstaan ons dit, dat hulle die evangelie nodig het. Gee dat u kinders geïnspireer mag word om te bid, ook vir die regering, sodat ons 'n goeie regering mag hê en die welsyn van ons land bevorder mag word. Ons vra dit alles in die naam van Jesus ons Here. Amen. Hemelse Vader, ons dankie dat ons in hierdie adventstyd in gedagte kan neem die groot geskenk wat u gegee het. Deur dat u seun afgestaan het om 'n mens te word en ons plekke in te neem en vir ons die straf te dra wat ons verdien, sodat ons die lewe kan hê. Dankie dat u ook dit vir ons moontlik maak hier op aarde om te voorsien aan ons behoeftes, dat ons genoeg het om van te lewe. En daarom uit dankbaarheid wy ons lewe aan u. En ook die gawes wat u vir ons gee, ja, selfs ook die middele wat u vir ons gee om 'n lewe te kan maak, staan ons met graagte af u deel, sodat u koninkryk daardeur ook uitgebrei mag word. En dit is ons bede dan, dat u ook ons offergawes, of wat ons eie lewe is, of ons geld wat ons vir die saak van die Here gee, dat dit alles in diens van die Here gebruik mag word vir die verheerliking van Jesus en die uitbreiding van u koninkryk. Dit vra ons in die wonderlike naam. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.